Kom ons bid. Dankie Vader. Ons prys die wonderlike naam van Jesus. Dankie dat ons 'n geleentheid het, net vir oggend om in 2025, dat U ons gekies het om hier te wees in hierdie tyd en seisoen. U het ons gekies vir hierdie uur, nie vir 2000 jaar of 3000 jaar of 1000 jaar terug nie, het ons gekies om in hierdie dag in Bloemfontein te wees. En dankie dat ons om die woord kan vergader en dat die woord ons bly maak, die is 'n waarmaker van die woord en ons kom lê onsself neer vanoggend. Ons sê ons staan skuldig voor U, gees, siel en liggaam. Ons pleit vir die bloed van Jesus oor ons. Ons bid Heilige Gees dat U ons in die waarheid inlei met 'n gees van wysheid, kennis en insig in hierdie oggend. En dankie vir die openbaring van die woord. Ons loof en ons prys die naam van Yeshua Messie. Thank you Lord. Amen. Amen. Vir interessantheid. Kom ons kyk gou na daai. Ons is nou in die Paasseisoen. En omdat ons in hierdie Paasseisoen is daar sommige kerke, hier kom Kobus ook, is daar sommige kerke wat Vrydag vier. Kom ons gooi dit net in. Okay, ek het iets daarop, maar voor ons daar kom, wil ek net vir julle sê, Roy sit ook nou weer dag so traktaatjie, so ek kom agter, elkeen het sy manier van visvang. Elke ou het sy visstok, en hy het sy aas. So, en ons wil die speelveld oopmaak, dat jy kyk wat 'n aas werk vir jou. Om die evangelie te verkondig. Ek dink die belangrikste aas is eers dat jy met daai persoon opdra of jy met daai persoon 'n gebed opdra. Ja. Om daarmee te begin. Laat sy hart voorberei is. Die oomblik as jy moet begin praat. So, jy kan selfs mense by jou werkplek, kan jy 'n maand oor hulle bid elke dag. Dit is baie beter om oor iemand te bid as om van iemand te praat. Jy verstaan? So dis baie beter. En baie keer vergeet ons dit. Dink hoeveel het ons al oor mense gepraat en nie een van ons is onskuldig nie. En as ons die tyd vat wat ons oor daai persoon gepraat het, oor daai persoon gebid het, wat se verandering kon dit nie alleen gemaak. Ek wil net sê volgende Woensdag is ek nie, ons vlieg mos volgende week. O, jy gaan julle Zimbabwe. Ja. Okay. Amen. So ons gaan daar julle kan versamel bid. Ja, ons gaan. Daai oggend terwyl jy sit, want ons moet 4 uur ry môre wegtrek om betyds aan die kant te wees. In Johannesburg te wees. Ja. Ja, baie excited. So, en ek kan sien julle dis exciting goed wat gebeur. Kan ek gou getuienis gee? Asseblief, dis hoekom ons hier is. Het gister toe kom daar 'n vrou, sy laat inloop. Sy sê vir my, asseblief net, sy kom vir gebed, sy het hulle het haar gediagnoseer met 'n tumor op haar kolon en die ding het versprei. Sy kom net vir gebed. En ek het met haar gesit en werk net om haar te verduidelik hoe werk die Bybel sodat sy kan mooi verstaan dat alles is die waarheid override facts. Sy het nie nodig om te worry nie. Sy moet net stil bly en dit. En terwyl ek sit en in die Bybel sê, was Petrus wat gepreek het, toe sê, maar hy voel die krag van die Here is teenwoordig om te genees. En hy het vir die krepelman gesê, staan op en loop. En ek voel dieselfde gister gebeur, nee, ek voel die krag van die Here inkom, en ek sê vir die vrou, nee, die Here is hier vandag om jou te genees. En sy gryp my hande in. Ek het nog nie my hele geskiedenis van counseling dit beleef nie, nee. Hoe die glorie van die Here inkom, nee, en die Here genees daai vrou, toe sy loop, sy kan nog nie loop nie, sy sit daar in die foyer voor, nee, en sy prys die Here, die mense om haar, nee, dit is al die wat aangaan, maar sy bly die Here prys, ons moes met haar loop kar toe, want so dronk was sy gees, maar supernatural aangeraak. Wow. Yes, dit was baie wow. Ek en Debbie en Leon staan en kyk vir die vrou, en sy sit net, sy prys die Here die hele tyd op, sy gee nou nie om wie daar is, wie om haar loop, niks, prys net die Here. En ek roem nie in my nie, ek roem in die Here wat hy doen. Dus ek sê, daar's bonatuurlike goed wat likely gebeur. Counseling word maklik.
Wanneer die Here instap, dan doen hulle niks nie. Wow. Ja, prys die Here. Ja, so, ons in Israel het vanoggend so 'n ding gepost oor 'n testimony, ek sal hom op die groep sommer sit. In Allewal, wat een van daai drug lords in Allewal Noord, radikaal tot bekering gekom het. En wat se verandering daar is. Die getuienis wat uit die Wetsdorp uitkom. Mense wat sê die dorp waar dit altyd Saterdagoggende wat hulle gewemel het soos hulle loop en gedrink het en geraas het, hy sê dis nou stil in die dorp. Maar die getuienisse wat daar uitkom en wat uit Allewal uit gaan kom. So absoluut. En niks kan gedoen word as die Heilige Gees nie inkom, soos wat jy sê, en die lewens verander nie. Okay, so wat ek vir julle wil sê, Dirk Howard Mills, onthou jy toe hy hy klomp sulke boekies, hy het sulke pakke gehad. Het hy van hierdie boekies uitgegee. How to be born again and avoid hell. En dan binne het hy so 7 stappe gegee, 7 steps. So ek sal die foto's in Afrikaans en Engels neem as jy wil. Kan jy dit van daar vat, jy kan dit foto's stateer, jy kan dit deurwerk. Dis hoekom ek sê elke ou gebruik 'n ander tool, maar ons kom by dieselfde eindresultaat. Kom ons uit. Ja. So in dit vanoggend wat op my hart is, ek miskien so 1 of 2 goed, maar kom ons kyk net terwyl ek hier is, baie mense vier Vrydag, Goeie Vrydag. En my vraag is die volgende, ek vra altyd, ek het auditeer en sê ek vir my gaan Vrydag kerk toe. En sê ek vir my, jy doen boeke, maar hoe tel jy van Vrydag tot Sondag 3 dae en 3 nagte? Het julle al daaraan gedink? Tel bietjie, 3 dae en 3 nagte. Want die skrif sê, soos Jona 3 dae en 3 nagte in die graf was, as hy Vrydagmiddag gekruisig is, 'n Saterdagmiddag is dag 1, stem julle saam? Ja. Sondagmiddag is dag 2, maar Sondagoggend sê ons hy het al opgestaan. Ja. En dan Maandag is dag 3. So, hoe tel ons dit? So, en ek het eendag gesien hulle 'n artikel geplaas van 'n teologie by die universiteit. Dis sê hulle nee, maar daai dae het hulle halwe dae getel. Nou as ek terug gaan na Genesis 1 toe, dan is dit aand en dis môre en dis dag 1. Ja, niks het verander. Okay, so terwyl ons hier instap vanoggend, dan sien ek maar 2-3 weke terug het ons hier baadjies aangegaan. Stem jy saam? Okay, nou my vraag is, hoekom het ons hoekom het jy iets warm aan vanoggend? Werner, hoekom het jy baadjie aan? Ek voel hom vat, ja. Jy voel hom. Okay, so wat voel ons? Ons voel die seisoen verander. So nou, die vraag is ons in voeling met die Heilige Gees met die seisoen in die tyd waarin ons leef? Hier sê Kobus nou self, dit raak makliker. So wat lig is word ligter en wat donker is gaan donkerder word. Kom ons kyk gou hier, dat ek gaan nou daar terug. Openbaring 22 vers 11. Hy sê, let the unjust go to unrighteousness. En links staan daar, that the unjust let him be unjust. And he which is filthy let him be filthy. And he that is righteous let him be righteous. And he that is holy let him be holy still. So ons sien, daar's 'n tyd wat ons inbeweeg, waar daar 'n groot verskil gaan kom, en hy sê dit ook vir ons in Isaiah. Ek wil net terugkom in die seisoen, wat ons net die seisoen reg verstaan. Hy sê, arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord has risen upon thee. For behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. So, ons moet een ding verstaan, hoe meer dit boos raak, hoe meer opgewonde moet ons raak. Want hy sê,
But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. So ons moet sien, uit die donkerste donkerte gaan sy glorie begin uitkom. En dit gaan nie uitkom as ons nog in as ons nie in hierdie donker afvallige wêreld begin leef nie. So hoe donkerder die wêreld raak en hoe meer afvallig hy begin raak, hoe meer, dan kom daar nie sy anointing, then his glory will come. So dis belangrik om te weet die seisoen waarin ons leef. Okay, kom ons kyk, ek gaan terug hier na seisoen, ek wil julle iets hier wys. Sien julle, gaan kyk of ek 'n timeline kry. Okay, sien julle, daar's Passover, daar's Pentekost en daar is Tabernakels. So vir interessantheid, alles in Israel was rondom die oes te bepaal. So daar's 'n balie, hier's 'n oes wat hulle noem the first fruit gathering, wat 'n garsoes is. En dan is daar 'n wheat, 'n koringoes. En dan die ingathering van hierdie oes is die grapes. So ons is in die suidelike halfrond, so Israel is in die noordelike halfrond. Nou gaan hulle in hierdie seisoen in van die Barley harvest. Okay. So wie van julle weet min of meer die verskil tussen in Afrikaans barley is gars. Wie het al gars gesien? Wie kom van alright, almal het al koring gesien, nê? Nee. Almal het koring gesien. Wie het al gars gesien? Okay, so op die plaas ek het op plaas groot geword, my pa het altyd haver geplant. So haver laat my nogal aan wie van julle weet wat haver is? Hy lyk bietjie anderste. Hy het nie dieselfde voedingswaarde as wat koring het nie. Maar kom ons onthou julle die seentjie wat met die loaves gekom het toe Jesus hulle. So wat se loaves het hy gebring? As ons gaan kyk in die evangelies daar. Hy het 'n barley loaves gebring. So die gars was vir die armste van armste gewees. So as jy die ryker mense kon die wheat bekostig, maar die armste het die gars hulle die gars geëet en hulle kon net die gars bekostig. Nou kom hierdie tyd van die jaar lees hulle en julle kan dit gaan lees, is 4 hoofstukke. Hierdie is eintlik 'n messiaanse gedeelte in die Ou Testament. Wat vooruitwys, die boek van Rut. Okay, so Rut is 4 hoofstukke en ons kan lees dat Rut kom uit Moab uit. Soos Moab was eintlik die vyande van Israel, Moabite. So Rut kom uit Moab uit en dan het Elimelech en Naomi het seuns gehad en toe sterf Elimelech en die seuns en Naomi bly alleen oor en sy wil teruggaan en die seisoen verander en daar's nie meer hongersnood in Bethlehem nie. So interessant, Suid-Afrika is in die Bethlehem Gate en Bethlehem is ook House of Bread, die een wat brood gee. En is ook 'n geboorteplek. En ons sien dat daar was twee sissies, twee skoonsissies van Naomi, Orpa en Rut. Julle ken die verhaal, nee. Okay. So en as ons deur die verhaal lees, julle moet hom gaan lees, maar julle agterkom, want ek gaan julle bietjie in dieptes moet jy dieper insien. Hulle kom by 'n plek van 'n kruispunt. En laat ek net kyk. Naomi is op pad terug en die dogters loop saam met haar en sy sê vir hulle, moenie agter my aankom nie, gaan terug na julle mense toe. Surely I will return to you. And Naomi said, turn again my daughters, why will you go with me?
and there yet another more sons in my womb, that you may be your husbands. So, wat ons sien is dat in hierdie verhaal van Rut en Naomi en Boas, sien ons dat Rut is 'n tipe, Naomi is 'n tipe van 'n Heilige Gees. En Rut is 'n tipe van 'n Gentile bride. Sy kom uit Moab uit. En dat Orpa, ek gaan nou in dit ingaan, kom ons gaan net in. Turn again my daughters, go your way, for I am too old to have a husband, to say I have hope if I should have an husband also tonight, that you should bear me any sons. Okay, nou sien ons, sy sê vir hulle die hele pad, terwyl sy loop, sien hierdie verhaal en sy loop met hierdie twee skoondogters, en sy kom by 'n kruispad en sy sê vir hulle, gaan terug. And they lifted up their voice and they wept, and Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clave unto her. And she said, behold, your sister is gone back unto her people and her gods. Return you after thy sister-in-law. En kyk wat sê Ruth. And Ruth said, entreat me not to leave me, or return from me following after you. Will you go? And where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God shall be my God. Where you die, I will die, and where you've been buried, I will be buried. So the Lord do so and more, if you ought to death thee apart. And when she saw that she was steadfastly, sien julle daar, steadfastly minded to go with her, then she was left speaking unto her. Jy sien, daar's 'n plek waar daar 'n skeiding gaan kom tussen die koring en die kalf. En tussen die ware kerk, Heilige Gees gedryf, en die religious church. Sien julle daai skeiding waar ons is. So as ons hierdie tyd van die jaar hierdie boek van Rut lees, moet ons weet, daar's baie in die kerk, maar daar's baie in godsdiens. En Vader is besig, Heilige Gees is besig om op die dorsvloer, en hierdie hele verhaal gaan vind plaas op 'n dorsvloer. En die een sê terug, dis eintlik, as jy gaan kyk, as hierdie Orpa bruid is eintlik 'n hoerbruid of 'n prostituut bruid. Dis een wat net Jesus wil gebruik, maar nie werklik daar is omdat hulle uit hulle liefde is daar vir hom, wat hulle kan kry uit hom uit. So as jy gaan kyk en Rut kom en sy sê sy gaan hom volg. Sy volg vir and they went unto so the two went until they came to Bethlehem, and it came to pass they were to Bethlehem, that and the city was moved about them, and they said, is this Naomi? So iewers moes Naomi bekend gewees het toe sy weg is, en hulle is bly gewees om haar terug te ontvang. So met watter blydskap gaan ons die Heilige Gees ontvang? And she came unto them, call me not Naomi, call me Mara, Almighty, and that they have dealt bitterly with her. And right now in verse 22, and Naomi returned, and Ruth the Moabitess had daughter-in-law with her, which returned out of the country of Moab, and she came to Bethlehem in the beginning of the barley harvest. Sien julle daar? Okay. So daar's 'n barley harvest wat plaasvind. So uit hierdie barley harvest, hierdie is the feast of first fruits. Die shadow en die type wat gebeur. Op dieselfde, sien julle daar staan die Passover, Pentecost, Tabernacles. So Jesus het presies hierdie fees in vervulling gebring. Maar kom ons gaan net terug na Rut toe. 'n Barley, ek gaan vir julle 'n prentjie, ek wil gou vir julle 'n prentjie skets. Uit hierdie selfde prentjie, as ons hom gaan lees, kom dit wat in die verdrukking ook gaan gebeur. Met ander woorde, daar gaan
Wie is ons almal op dieselfde bladsy, laat ek kyk. Glo ons almal dat daar 'n rapture gaan wees, 'n wegraping. Alright. Dan altyd is die vraag, wie gaan weggeraap word? En baie sê die kerk word weggeraap. So as ons uit hierdie kyk en ons lees die 7 gemeentes van Openbaring, dan praat hy and they that overcome. Alright, moet ons daarin gaan, moet ek hy vir julle op die bord sit. Ek wil nie rondspring nie, maar ek wil iets vasmaak uit die feeste uit. Ons is in 'n feesseisoen nou. So wat in die suidelike halfrond gebeur, ons gaan nou winter in. Wat in die noordelike halfrond gebeur, hulle is nou in herfs, hulle gaan nou in somer in. Nou, lente. Da? Dat is nou lente. Lengte, hulle is nou lengte. Ja, it's spring in the northern. So die horlosie, God se horlosie gaan rondom Jerusalem. Nie rondom Bloemfontein of rondom Australië of New York nie. Sy horlosie is Israel. As jy Bali Harvest, dan moet ons kyk wat gebeur in Israel. So, hulle is nou in daai seisoen in. Openbaring 2, kom ek gaan julle wat ek vir julle wys. Hy sê 7 keer vir elke gemeente van Smyrna tot en met Laodicea. So 7 dispensasies. Kom sê vir elkeen, he that hath an ear, let him hear what the Spirit say unto the churches. To him that overcome, I will give him to eat of the tree of life which is in the midst of the paradise. So die kerk kry nie the tree of life that is in the midst of the paradise. Die oorkomer kry dit. Sien julle daar? Sien julle daar's 'n verskil tussen the church and the overcomer. So hierdie oorkomer is your first fruit that is coming. Sien julle daar's 'n first fruit. Ek het baie jare het ek met hierdie goed geloop, geworstel tot ek sien, maar daar's ander wat ook hierdie openbaring vat en dit glo. Sien julle daar's 'n first fruit harvest. So wie die eerste vrug geword? Jesus Christus, nê? Dis hoekom ons nou Paasfees vier. Hy het die eerste vrug uit baie broers uitgeword. Stem julle saam? The first fruit of many brethren. Hy het eerste opgestaan. Hy het die eerste een geword. Nou hierdie fees is gevier vir duisende jare wat die priesters hierdie dress rehearsal gaan doen het en dan gaan sny hulle die eerste deel van die oes wat ryp geword het. Het jy al gesien as jy 'n land het, dan is daar sekere kolle wat al ryp is, sekere dele is nog nie ryp nie. So hulle stuur die priester in, dan gaan sny hy hierdie ryp gedeelte uit en dan in hierdie fees op die 14de van Nisan, 3 dae daarna gaan hy en dan gaan wyf hy hierdie offer. So hierdie selfde offer wat hulle vir duisende jare gaan wyf het Christus gaan doen nadat hy opgestaan het. Toe word hy die wave offering. Hulle sê dit ook vir ons, he's the first fruit offering in 1 Korintiërs 15. Okay, so ek wil julle nie verloor nie, is julle nog by, is op dieselfde. As julle vra het, dan moet julle vra. So Christus het die eerste, hy het hierdie fees vervul. Kom ons kyk. Eerste in Egipte, bloed aan die deurposte. Nee. Dan kry ons net daarna, sien julle wat staan daar, Levitikus 23:68 en Exodus 12 vers 15 tot 20. Daar kry ons 'n fees van ongesuurde brode. Okay. Nou die volgende wat ek wil sê, ons probleem is, ons het soveel kalenders gekry, wat ons die mekaar gemaak het. En dis die punt wat ek wil kom neersit. As, ek sê altyd, toe Kobus in besigheid was, het jy geweet, jy moet pys jou in oorbetaal, altyd op die 7de. Ja. As jy die 8ste oorbetaal, betaal jy boete. As jy voorlopige belasting oorbetaal,
betaal jy dit voor of op die 28ste Februarie. As jy dit die 1 Maart oorbetaal, dan het jy boete, as jy saam met my. Maar nou is jou datum 28 Februarie, maar intussen vat ek Kobus se dagboek, en ek replace hom met 'n ander dagboek. En hy lees, okay, dit is nou vandag nog die 27ste, môre is die 28ste op sy dagboek, hy betaal oor, en dan kom hy agter, nee, ek is 'n week uit hierso, my dagboek is verkeerd. Ons trek al by die 3de, 4de Maart. Wat gebeur met jou oorbetaling? Jy moet 'n boete betaal. So, die probleem is, die vyand het ons dagboek, het God se dagboek kom steel. En om dit vir julle te wys in die seisoen, moet ek vir julle hierdie wys. Exodus 12. So this is God's calendar. Wat hy vir Moses gesê het. Die eerste keer in die woord wat hy met 'n kalender praat, hy sê, and the Lord spoke unto Moses and Aaron in the land, this month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year unto you. Speak unto all the congregation, say, in the 10th day of this month you shall take every man a lamb according to the household of his fathers, a lamb for the house. And if the household be too little in the lamb, let him and his neighbor next to it take it, and according to the souls, every man according to the eating. Your lamb shall be without spot and blemish. Okay, wat sê daai vir ons? Sien julle die shadow and type? Wat 'n lam moet sonder sonde gewees het? Jesus Christus. Sien julle daai? Nee. So, hierdie word 'n shadow, nee, van die type van Jesus wat vir ons kom word. Sien julle? Without the male lamb of the first year. Hy was jonk gewees. Hy was 33 toe hy gekruisig was, nee. And you shall take it from the sheep and from the goats. So Jesus word uitgeneem hoe kan ek sê, uit die kudde uit. Sien julle daar, nee. And you shall keep it until the 14th day of the same month. So, as ons weet, hy het in Jerusalem ingestap, met die, hulle noem het daai, is het Palm Sunday, nee, het hy ingestap, en hy het op 'n donkie ingery. So, eintlik, en in daai skrif sê hulle, het ek hierdie verlede week, het ek hierdie vir julle gesê, and you have missed the time and the day of his visitation. Nee, alright. So hy het ingery gekom, en hulle het hom gemis. So, die bloed moes aan die deurposte gekom het. So, hier kan ons sien, as die bloed aan die deurposte is, dan wat gaan verby? Die doodsengel gaan verby. En toe wat gebeur met Farao is sy firstborn? Hulle sterf. So Jesus Christus kom, en hy word die bloed aan die deurposte van ons hart. Nee, hy word die Feast of Unleavened Bread. Hulle het hierdie brood gebak sonder suurdeeg, sonder sonde. Hy word die Unleavened Bread. Sien julle, hy daai vervul. Maar hy het dit nie gaan vervul op 'n ander dag nie. Dieselfde dag van die 14de het hy gekruisig. Dieselfde dag van daai 15de is hy in die graf. En hy is in die graf, en hy is, sien julle daar staan die 17de. So, die kruisiging is nie op 'n Vrydag nie. Die kruisiging is op die 14de Nisan. Sien julle daai? Want ons lees dit in Levitikus 23. Maar hulle skryf dit mos na 'n naweek. Nou, as jy nou Levitikus, onthou, hierdie is nie 'n nuwe godsdienst, hierdie is net om vir julle die waarheid te sê, waar ons misgegaan het. As jy dit nog steeds doen, wanneer jy dit wil doen, dan is dit jou openbaring, tensy jy 'n nuwe openbaring begin kry. Maar ek moet net hierdie met julle deel, dat julle net sien, Levitikus 23.
Hierin lê Nie al die elke dag ons God se. Wat maak dit ons saak of dit nou naweek is? ek gaan nou vir jou sê God kan mos werk enige tyd. Hy weet- Daar's ja, oor self wat jy sê, voor en nog gevat het toe God alles. ek stem heeltemal saam met Nou? jou. Wat nou wil ek vir jou iets sê wat ek daar's twee goed. Een ding is you can make a religion out of this or you can be led by the Holy Spirit. Jy kan deur die Heilige Gees gelei word. So alles wat jy doen moet ons tot eer van en verheerliking van sy naam doen. Alhoekom ek vir jou hierdie wys is om vir julle te wys. Daar is 'n tyd wanneer hy gekruisig is, want ek het vir jare gedink en ek kon nie verstaan hoekom is hy op 'n Vrydag gekruisig, maar ek tel nie 3 dae nie. So my vraag is, wil julle die waarheid, wil julle weet wanneer hy gekruisig is en sê dis die waarheid en hoekom ons mislei oor die tyd? So kom ons gaan hierheen, ons kyk gou hierheen. Hy sê hierso. Hy sê nie vir jou Vrydag hier nie. Hier sê hy, these are the feasts of the Lord, a holy convocation, which you shall proclaim through the seasons. Okay, hierdie seasons sien ons sien die seisoen verander. Ons sien ons het warmer klere aan, nee. On the 14th day of the first month, at the even, is the Passover. Sien julle daai? So Jesus het hierdie selfde fees het hy na toe gegaan. Hy het hierdie selfde fees gaan vervul. Onthou julle daar in Matteus het hy gesê, gaan berei vir ons 'n plek voor in die bovertrek. Hulle ons 'n plek gaan voorberei het. Hy het nie gaan kyk wat is die Romeinse kalender en sê nee, ons volg die Gregorian kalender. Hy het gesê gaan berei 'n plek voor, want hy moes hierdie ding op die dag en op die uur. Dis hoe getrou hy is. Hy het op die dag en op die uur het hy hom vervul. Hy sê, in the 14th day of the first month at the even, want die dag begin in die aand. Die dag begin nie 12 uur in die nag nie. As die son ondergaan, begin die dag. Hy sê, it's the Lord's Passover. And on the 15th day of the same month is the feast of unleavened bread unto the Lord. 7 days you must eat the bread. En dan sê hy daar, sien julle vers 7, the first day you shall have a holy convocation, a sacred assembly. Okay. Het julle al agtergekom op die 25ste Desember in Suid-Afrika is die winkels toe. Winkels is toe. So hoekom is die winkels toe? Hulle hou Kersfees. Ons hou Kersfees 25 Desember. Maar Kersfees het julle agterkom baie keer op 'n Woensdag of baie keer op 'n Dinsdag, dan is die winkels toe. Okay, so wat gebeur? Jy het elke Saterdag is Sabbat, is Sabbat van die Here. 7 dae, 6 dae. In Suid-Afrika gaan die ouens, Sabbat beteken jy reis, maar beteken, ek het vir baie jare gedink, en party mense het al geskeer, families het al geskeer, party doen dit op Saterdag, party doen dit op Sondag. Ek sê elke dag vir die Here. Hy is ons Sabbat se rus. Hebreërs 4, as ons dit gaan lees. Alright, is ons nog op dieselfde bladsy? Nee. Maar ek sê, nou sê hy, een dag moet ons bedien. Ek sê nee, ons kan 6 dae bedien. Jy kan, daar's Kobus, watter dag gaan Kobus, vra vir hom, watter dag genees hy? Hoekom het hy hierdie week gaan op? Hoekom het hy nie op die Sabbat genees? God gee vir jou enige dag om te genees. As die kalf in die put is, dan moet hy uit. As die kalf in die put is, dan moet hy uit. Ek wil goed neerlê, want ek kom jare met hierdie goed en ek sien hoe mense kan in bondage ingaan oor goed en hoe jy kan vry wees deur die Heilige Gees. Maar ek wil vir julle wys hier. In the first day you shall have a holy convocation, you shall do no civil work. A holy convocation beteken, dis, jy het weeklikse sabbatte, wat in die middel van 'n week is, en dan het jy weekly Sabbaths. Jy het holy Sabbaths, wat met feesdae daar is, maar dit kan op 'n Woensdag wees. So die 15de van Nisan, toe Jesus gekruisig is, was op 'n Woensdagmiddag gewees. So as hy Woensdag gekruisig is, dan is hy Donderdagmiddag in die graf dag 1, Vrydagmiddag, Saterdagmiddag.
Saterdag aand laat aan die einde van die 7de dag. So on the first day, wanneer begin die eerste dag van die week? Sondag, nee? So wanneer Sondag begin hy? Saterdagmiddag laat. Want hulle sê vir jou, die dag begin as die son ondergaan, nie 12 uur vanaand nie. So die eerste dag van die week staan hy op. En toe hulle die volgende oggend by die graf kom, die Sondagoggend, toe het hy reeds opgestaan. Maak die tydlyn, maak dit vir julle sin. So jy kan deur hierdie gaan en kom agter. So ek wil julle net hier vat. Ek het al baie keer het ek hierdie sien julle daar. Okay. Sien julle daar is wanneer is hy gekruisig? Hulle die priesters by die tempel het die paaslam geslag, want die tempel was nog steeds daar. So wat ons moet weet, in die tyd wat die paaslam geslag is, hulle vat die paaslam die 10de en dan berei hulle hom voor. Dan bring hulle 100,000 lammers in, elke huisgesin bring 'n lam in. En dis net bloed daar by die tempel. Daar's plekke waar die bloed uitgeloop het, soos hulle die paaslammers geslag het en geoffer het. In dieselfde tyd, daai oggend, 9 uur, het hulle Jesus ingevat vir die kruisiging. Die middag 3 uur, het hy sy asem uitgeblaas en gesê, aan u gee ek my gees oor. In dieselfde tyd wat hy op Golgotha, die woensdagmiddag hierso, gesterf het, van 9 uur die oggend tot 3 uur die middag, toe dit donker word oor die aarde, toe word die paaslam by die tempel geslag. En hulle mis die paaslam wat geslag is. Verstaan julle hoekom daar vir hulle gesê het, they have missed the day of his visitation. Dieselfde uur wanneer hulle hierdie paaslam slag, wat hulle vir 2000 jaar slag, word die paaslam vir ons geslag en hulle sien hom meer al. En die voorhangsel in daai oomblik en in daai uur, gaan skeer daai voorhangsel in 2. En hier kan ons gaan lees, 3 days, 3 nights, as jy gaan, hier's al die skrifte, jy kan 'n foto gaan neem, al die skrifte gaan deurgaan, en die goed gaan ondersoek. Dis baie goed om selfondersoek te doen, en te kyk. En baie keer van die vertalings, praat van the feast of unleavened bread. So, die fees van ongesuurde brode, vind eintlik plaas na. Ek sal maar vir ons goed groep moet sit daar. Ja. Ek gaan hierdie goed opsit. Okay. Nou ek wil net, hoekom ek hierdie goed vir julle wys? Net om vir julle die volgende te wys. Hier sien julle hier die ou verbond werk so. Iets het fisies gebeur, maar in die nuwe verbond gebeur dit in die gees. So in die ou verbond was hulle fisies in Egipte in slawerny, sodat ek en jy fisies in ons Egipte ook is en ook moet uittrek. Stem julle saam? So waar trek is jy eerste, waar gebeur het, as jy die paaslam, wie is wedergeboorte? Bloed aan die deurposte, hier kom jy tot bekering. Nou as jy tot bekering kom, wat sê die skrif vir ons? Kom vinnig hier uit. Waar moet jy vinnig uitkom? Vinnig uit die wêreld uit. Waarin is hulle toe hulle in is? Eerste deur die Rooi See. Nou praat Korintiërs, soos wat hulle in Moses in die Rooi See gedoop is, stem julle saam. So jy moet vinnig uit Egipte uitkom, vinnig uit die wêreld uitkom, jy moet vinnig in die doop inkom, vinnig sterf, vinnig in Jesus opstaan. So baie staan op en dan dink hulle, okay, nou is ons in Kana, ons is nou in milk and honey. So waar as jy uit die watergraf uitkom? In die wildernis. En baie min sê dit vir ons. Hoeveel sê vir jou as jy Jesus aangeneem het? Jy gaan in die woestyn wees. Jy moet daar in die woestyn is daar 'n vuurkolom
en 'n wolkkolom. So die 4 kolom is die Heilige Gees in die dag, en die 4 kolom is hy in die nag, en die wolkkolom is hy in die dag. En daai journey loop jy deur, tot jy daar gegroei het, en daar leer jy om te sterf. So die eerste plek waartoe jy vat is Mara toe, en 50 dae daarna, kyk waartoe bring hy hulle. By Pentekost, waar kom hulle Pentekost? Dis waar die kerk, Pentekost, Exodus 19. Ek wil julle wys hoe Jesus elke fees in vervulling gebring het, 50 dae daarna. Hier kom hulle. Waar is die eerste kerk? Baie sê Handelinge, gaan lees, the first congregation is in Mount Sinai. 19 vers 6. And he answered and spoke to him, return to the people, dat ek net kyk of dit hier is. Egyptians, hier kom hulle uit, ready, border went down, the people be ready on the 3rd day, sien julle daar, op die 3de dag, they come, and it came to pass on the 3rd day in the morning, lightning, kyk daar word dit gebore, daar kom die glorie van God af, thunders, clouds, alles kom af, the smoke ascended, and the voice, and the sound of the trumpet, en hier is die geboorte wat plaasvind. En as jy hier lees, and the priest, they sanctify themselves, en wat doen Moses met hierdie volk, toe hy hulle sê, en hulle moet sê, yes we do, hulle neem God aan, maar eintlik neem hulle Jesus hier aan, want die bloed word op hierdie gemeente uitgegooi. So as ons teruggaan hiernatoe, sien ons presies hierdie fees, sien julle daar, kom ek gaan net in die Plymouth in, Pentekost, daar is hy, Pentekost, sien julle daar, daar is Mount Sinai, kyk wat gebeur daar, presies 50 dae daarna, daar is die fisiese Mount Sinai, wat hulle voor hom gestaan, hier is dit boventrek, Holy Spirit, hoeveel het gesterf hierso, wat gesondig het? 3000, hoeveel het hier opgestaan, hoeveel het hier nuwe lewe ontvang? 3000, sien julle presies, elke dag word letterlik in vervulling, so Jesus het daai fees vervul, hy het daai een vervul, hy het hierdie een vervul, uitstorting van die Heilige Gees, die Heilige Gees het afgekom, so wat is die volgende wat in vervulling moet gaan? Trompette. En wat sê 1 Korintiërs 15? Sien julle daar staan, wat is daai fees se naam? Trumpets. Wat gebeur met daai fees? Die opstanding, the rapture. So dit is hoekom as ons hierdie verstaan, die seisoene waarin ons gaan, sien ons, hierdie goed kom letterlik in vervulling, at the sound of the last trump, en julle wys. 1 Korintiërs 15. Behold, I'll show you a mystery. Stem julle saam, hierdie deel praat van die opstanding. Nee, opstanding, a mystery. We shall not all sleep, but we all shall be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump. En nou sê ons vir mekaar, miskien is hierdie president van Amerika se naam profeties ook. Het julle al 'n president gehad met so 'n naam? Het die wêreld al so 'n president gehad met so 'n naam? Ja, een keer in 4 jaar terug. Ja, Toen het begin. 4 jaar terug. Maar daar was 'n profetiese woord wat gesê het, in die second term he will be a praying president. Want nou hierdie is maar die begin van sy, hierdie is die begin van sy termyn. Ons sien alles is onderste bo. Tot die ANC is onderste bo hier in Suid-Afrika. Almal, alles. Gooi al die appels. Gooi alles. But he's coming in like a Cyrus. He's coming in like a Cyrus, Isaiah 45. Hy kom in soos 'n Cyrus.
Hy gooi alles die mekaar. Ons moet dis hoekom ek sê, ons moet die seisoen ken. Thus saith the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand have I holden, to subdue nations before him, and to loose the loins of kings, to open before him the 2 leaden gates, and the gates shall not be shut. I will go before you, and I will make the crooked places straight. I will break it in pieces, and the gates of brass, and cut it and sunder the brass, and I will give you treasures of darkness, and the hidden riches in the secret places, that you may know that I, the Lord, I have called you by your name, says the Lord God. So Cyrus kom in, en hy maak van Mede en Perse, en hy kom bevry Israel uit Babylon uit. En hulle het selfs in Israel vir Trump 'n coin gedruk, en hulle vergelyk hom in Israel as 'n Cyrus. Hulle sien hom nie as 'n Messias nie, hulle sien hom as 'n Cyrus, om hulle te kom vrymaak. Nou sien ons die volgende. Ons sien, there's 'n overcomer bride. Kan ek hierdie vir julle neersit in die wegraping. En hieroor, ek kan nie vir julle sê nie, the Holy Spirit was, die Heilige Gees moet julle hierdie kom openbaar. Ek sien daar's 'n pre-trib rapture, wat beteken 'n barley harvest, 'n overcomer bride. Nou iets moet ons weet van wheat, koring en gars. Hulle word saam geplant. So the church is born in Pentecost. Alles word saam gebore. Maar daar's sekere deel in die oes wat ryp is, en daar's sekere deel in die liggaam wat nog nie ryp is nie. As ons kyk, stem julle saam met my, almal in die body of Christ is nie saam op dieselfde bladsy nou. Stem julle saam? So sekeres van ons is gereed of reg, en ons lees die tye en die seisoene. Daar's sekeres wat aan die slaap is wat nog nie gereed is nie. Daar's sekere wat nog nie op dieselfde bladsy is nie. As jy net in Bloemfontein in Suid-Afrika aangaan, almal in die kerk is in die liggaam van Christus is nie op dieselfde plek nie. So daar's uit hierdie oes uit, is hierdie een, wat 'n oes is eerste ryp. Het julle geweet dat die barley harvest is 50 dae voor die wheat harvest is hy ryp. Okay, nou 2 goed. Die barley word gedors. Jy het 'n dorsvloer, as jy rit gaan lees, 'n dorsvloer. Hulle vat 'n instrument wat hulle noem 'n flail. Dit lyk soos 'n sweep. Dan slaan hulle daai gerwe. Hulle slaan die gerwe. En soos wat hulle hom slaan, kom dit af. En dan hulle slaan dit op 'n dorsvloer. En dan vat hulle 'n vurk en hulle gooi hierdie gerf wat hulle geslaan het in die lug op. En dan kom die kaf wat lig is, waai weg. Die Heilige Gees, 'n dorsvloer. Die kaf waai weg. En wat gebeur met daai gars? Die barley, hy val op die grond. Waar val hy? Threshing floor. So daar's 'n deel in die liggaam van Christus wat nou deur trials and tribulations gaan. Jy gaan 'n Israel kry wat in die Wetsdorp inkom en op 'n voorblad van 'n koerant is. Jy gaan mense kry, jy gaan vervolging kry, die wat uitgaan. Daar is vervolging vir sy naam. Dis wat die woord sê, daar's vervolging nou. Maar die wat nie deur die vervolging hier wil gaan nie, of nie hier gaan nie, hier is 'n volgende oes wat plaasvind. As hierdie weg is, sien julle daai, hierdie gaan wyf hulle. First fruit rapture. Daar is 'n deel van die liggaam van Christus, groot deel, wat tot bekering gaan kom. Stem, ek weet nie wie van julle gaan agterkom. In 'n groot deel in die liggaam van Christus gaan nie weggeraap word. Hulle gaan agterbly. So, my vraag is altyd, as hulle sê die kerk word weggeraap, dan vra, okay, wie in die kerk word weggeraap? Een keer 'n week kerk toe, een keer 'n maand of een keer in 6 maande kerk toe. Wie word weggeraap? Die bruid word weggeraap. Die overcomer, hierdie wat
bereid is om hulle lewens nou neer te lê. Nee, hulle gaan nie deur hierdie gaan nie. Dan gaan hulle agterkom, hier gaan verskriklik, hulle gaan agterkom, hier's 'n deel van die bereid nie meer hier nie. Hier gebeur iets op die aarde, dan gaan die pla en alles gaan kom, hier wat die trompet geblaas het, en hierdie deel wat die oes doen, noem hulle, sien julle hoe gooi hulle hom op? Dis 'n tipe van Heilige Gees. Jy kan nie, jy moet op 'n high place gaan. En dan gooi hulle dit in die lug op en dan moet die wind kom. Wat is die wind 'n tipe van? Holy Spirit. Nee. Dan moet hy kom. Dan moet hy die kaf wegvat uit jou lewe uit. Verstaan julle hoekom is die Heilige Gees? En nou kry ons hier 'n instrument. Biblical times. Hulle het 'n plank gevat en dan sit hulle daai klippe of skerp voorwerpe in. Hulle noem dit 'n tribulum en dan draai hulle hom om en hulle trek hom oor die koring en hy dis 'n tribulation. Sien julle die woord tribulation gaan nie 'n Sondagskool piknik wees nie. Want dis die deel, hulle wat hom nie sy naam aangeneem het nie. Hulle wat hom nie aan sy naam aangeneem het nie, gaan nie deur die vir. Maar as jy opstaan vir sy naam, vir Jesus Christus se naam, gaan jy deur hierdie moet gaan. Jy gaan moet sterf vir hom. En dis die grootste deel van die oes gaan inkom. En dan hy sê in Joel 2:16, blow the trumpet in Zion, sanctify a fast, call a solemn assembly, gather the people, congregation, the elders, the children, those that suck the breast, let the bridegroom go out of his chamber, and the bride out of her closet. And the priest and the ministers will weep and mourn between the porch and the altar. Maar 26 sê vir ons, and the floor shall be full of wheat, and the fast shall be overflow with the wine and the oil. And they shall eat plenty, 28, and it shall come to pass, I will pour out my spirit upon some flesh of all flesh. So almal, all flesh. En dan die laaste oes, die einde van die verdrukking, hulle wat hom nie aangeneem het nie. Hulle het buite die stad, het hulle 'n wynpars gehad, en dan trap hulle daai wyn. En daai wyn as hulle hom getrap het, dan loop hy wyn uit, daai druiwe, daai rooi druiwe, dit trap, as dit uitloop, dan loop dit soos dit lyk soos bloed wat daar uitloop, maar dis 'n rooi druiwe sap. So ons sien presies 3 feeste wat einloop met wat die Heilige Gees doen. En al hoekom ek hierdie wil deel vanoggend, ons is in hierdie seisoen, ons is in hierdie feestyd, party hou Vrydag, nagmaal, jy kry 'n ou oom wat in 'n ouer huis sit, hy so opreg in sy hart, hy het nie die openbaring van dit gekry nie, maar sy hart is besny vir die Jesus Christus. En dan kry jy iemand wat judgmental raak, jy doen dit daai dag, jy doen dit op hierdie tyd, maar sy hart is nie op die regte plek. So dit gaan alles oor die hart, is jou hart besny vir die koninkryk van God. Ek hoop hierdie beteken vir julle. Dit is regtig en openbaar. Ja. En so we are living in the times. Ja, ek het jare hierdie feeste, ek het gesien, ek het dit gedoen, ek het met hom Gideon gesit, en terwyl ek hierdie goed met hom deel, en sê, waar is Jesus in die prentjie? Sê ek, maar hy is in die middel, maar hy sien dit, maar hy wil net een ding gepraat, is Jesus Christ and him crucified, hy wil net oor die kruis gepraat het, en hy het my teruggevat weer na die kruis toe, alles gaan terug na dit toe, alles gaan terug na Golgotha toe. Ons kan alles hê, jy kan feeste hê, jy kan sabbatte hê, jy kan
Flat Earth sê alle ouens doen klomp verskillende doctrines. Maar as jy nie teruggaan na die kruis toe nie, dan mis ons alles. So, alles is uit hom uit. Ek het nou toevallig ek is hierdie, jy kan altaar hê, maar altaar, jy moet die altaar wees. En jou altaar moet op hom lê, op die dorsvloer. Ruth, gaan lees, man, hierdie is baie kosbaar in hierdie tyd. Elke jaar in hierdie tyd gaan lees hulle Ruth, en dan gaan hulle terug, en gaan kyk ons kan bietjie op 'n tyd, hoe is sy losgekoop, deur 'n kinsman redeemer, Boaz. Boaz is a type of Christ, hy het daar gaan koop, en kyk daar, Boaz went to the gate, en hy het daar gaan sit, in die city gate, het hy gaan sit, en hy het sy skoen uitgetrek, is die losprys. So we have become the Gentile bride. So uit rit uit, is dan jy heidene. Dis nee, daar's 'n verskil tussen heathen en Gentiles. Onder die Gentiles. Ons dan die wat nie wil reis het. Gaan kyk na gaan kyk na die vertaling. Daar's 'n verskil tussen 'n Gentile en 'n heathen. 'n Heathen is 'n ongelowige. Maar was goddeloos. Wat ons anders doen? Nee, jy nie die Here geken nie. Jy was goddeloos. Jy is nie die of daai nie. Moet dit nou mooi maak. Maar dis hoekom kyk gou hier. Amen. Dis hoekom ons terugkom na Romans 3:23. Dis waar ons begin het met die disipelskap. Kyk daar. Kyk daar. We have all sinned. We have all sinned. Daar is nie net sommige nie. Maar dis die prys, ja. So waar. Jy kan sondig, maar jy is nie 'n sondaar nie. Ja, jy het jou losgekoop. Van die prys wat hy betaal het. Net wat ons verdien. Jy sal nooit iets kan doen nie. Alright. Gaan lees Rit se 4 hoofstukke en kyk watter dieper openbarings breek daar uit vir julle. Hoe sy en dan die kosbaarste uit Rit is, waar sy in die middernag by sy voete gaan lê. Waar ons by sy voete moet wees. Soos wat Mary of Bethany by sy voete was. Kyk, waar was Martha? Martha is 'n tipe van 'n Orpa bruid en Mary is 'n tipe van 'n Ruth bruid. Al is sy 'n Gentile. Onthou uit Rit uit is Dawid gebore. Jesse, Dawid, Jesus. So Rit kom uit hierdie stam uit. So Vader het reeds sien julle die shadow and type. Hy het reeds 'n Gentile gaan uithaal uit Moab uit om haar in te bring sodat ons ook kan inkom uit die wêreld uit. Halleluja. Alright. Daarna gaan jy vir ons afsluit. Ons Vader, ons kom voor U en ons kom bring aan U al die eer en die heerlikheid, Here, want ons weet, soos wat ons nou getuig het, dat U Seun, ons Here Jesus Christus, staan in die middel van alles. Here Jesus, U is voorwaar die begin en die einde, die begin en die einde en tot in ewigheid. Ons eer U vir wie U is, ons eer U vir hierdie openbaringskennis vanoggend. Vader, ek bid dat die saad wat in ons harte gesaai is, dat dit net sal opkom, dit sal groei en sal groot bome word in ons lewens en in ons harte waaruit ons vrugte sal dra wat by die bekering pas asseblief. Seën ons in hierdie tyd, seën ons om al hoe meer die liefde wat U het vir siele te ontwikkel, Here, dat ons nie meer sal kans sien om met enigiets besig te wees anders as om net die skare te vergader vir die koninkryk. Ons elke mens wat ons loof en ons prys U naam in Jesus. Amen. Halleluja. Dankie julle. Dankie Andre, God bless you. Okay, volgende week is jy. Ek's nie